Misleiding nommer 7. Ons gaan kyk na 'n baie belangrike fout wat die vertalers en die kerkvaders gemaak het deur hulle keuse met die woord wet in die Bybel. Kom ons kyk net eers na wat Jehosja gesê het vir sy disippels, waar hy hulle gewaarsku het oor die misleiding in die eindtyd. Ons lees Matteus 24 vers 3. And as he sat on the Mount of Olives, the taught ones came to him separately, saying, Say to us, when shall this be, and what is the sign of your coming at the end of the age? And Yehosha answering said to them, Take heed that no one leads you astray. Dis baie belangrik. As daar iemand is wat Jehosja geken het, was dit sy disippels. Hulle het vir 3 jaar saam met hom gewerk en geleef en geëet en alles gedoen. En hy waarsku hulle en sê, Take heed that no one leads you astray. Jehosja sê in Matteus 24 vers 24, For false messiahs and false prophets shall arise, and they shall show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the chosen ones. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die duiwel gebruik metodes om selfs die wat Jehovah ken en in sy woord loop en gehoorsaam, om hulle te mislei. En die duiwel gebruik die Bybel as 'n tool om dit te doen. Nou kom ons kyk wat ek na verwys nou. Die fout wat die vertalers gedoen het met die woord wet. Die probleem in die Bybelvertalings veroorsaak 'n reuse misverstand. In die geïnspireerde Hebreëse geskrifte is daar verskillende woorde vir die woord wet gebruik. Byvoorbeeld, Torah, Hebreërs vir die wet van Jehovah, die 10 gebooie en die eerste 5 boeke. Nemosa, of in Grieks nomos, beteken enige wet. Mitzvot beteken goeie werke, en Talmud is die oral law, of die mondelinge wet, of die mens se tradisies of wette. So wanneer die Heilige Geskryf enige van die bogenoemde woorde gebruik hulle net die woord wet. Wanneer die skrif sê Torah, sê die Bybel wet. Wanneer die skrif sê mensewet, of oral law, sê die Bybel wet. Sê die geskrif goeie werke, sê die Bybel wet. So wat dit veroorsaak is dat die Christen verstaan nie wat Jehovah sê wanneer hy praat van Torah, die mensewet, goeie werke of mense se tradisies nie. Want daar is nie 'n skeiding of 'n onderskeid tussen hulle nie. Nou ek gaan vir julle voorbeelde gee. Kom ons kyk na Galasiërs 2 vers 16. Hierdie voorbeeld waar wet enige wet kan wees. Van die King James. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of JSUS. Nou, die concordansie-nommer vir die of the law is G3551, en daar sê dit nomos, en soos ons van tevore gesê het, nomos beteken enige wet. So ons lees in die beskrywing, from a primary word, to parcel out, especially food or grazing to animals, law, generally, specifically, also law of the gospel, or figuratively, or just law. So nomos kan enige van daai beteken. En dit word 197 keer gebruik in die Bybel. Nou kom ons kyk waar die woordjie wet Torah is.
Dan gaan ons na Psalms 119 vers 1. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Kom ons die woordjie law, daar is H8451 en dit sê Torah. En wat is Torah? Dit beteken precept or statute, especially the Decalogue or the Pentateuch, wat die 10 gebooie of die eerste 5 boeke van Moses is. So daar is 'n definitiewe onderskeid tussen wet en Torah. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld waar ons die verwarring kan sien, wat 'n verkeerde vertaling kan veroorsaak. In die volgende vers, die King James sê dat as jy die werke van die wet doen, is jy onder 'n vloek. En as die tweede deel sê, en die tweede deel sê dat as jy nie doen wat in hierdie boek van die wet geskryf is nie, is jy vervloek. Met ander woorde, jy is verdoem as jy dit doen en as jy dit nie doen nie. Kom ons lees. Galatians 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all the things which are written in the book of the law to do them. Nou, die korrekte vertaling gebruik die korrekte terminologie. As jy die werke van die wet van die mens doen, is jy onder die vloek, en as jy nie doen wat in die boek van die Torah geskryf is nie, sal jy vervloek wees. Kom ons lees dit. For as many as are of works of the law are under the curse, for it has been written, Cursed is everyone who does not continue in all that has been written in the book of the Torah to do them. So jy is vervloek as jy die mense se wette onderhou of tradisies, en jy is vervloek as jy nie die Torah onderhou nie. Daar is 'n baie duidelike onderskeid. En dit is dan die rede waarom die Christen nie kan onderskei tussen Torah en goeie werke nie. As ek met Christene praat, is hulle gou om te skree legalism, of jy sit jouself onder die wet, ons is vry van die wet. Nee, dit is nie wat dit beteken nie. En ons gaan verder op 'n later stadium kyk in meer diepte wat dit beteken. Die woord van Jehovah weerspreek homself nie in sy woord nie, maar in die Christen teologie weerspreek hy homself. Halleluja, Jehovah.